Musiek was nog altyd deel van my lewe gewees. Ek het groot geword met musiek in die huis en met my ouers se langspeelplate en my suster wat gereeld klavier geoefen het. My pa was ook baie lief vir sing gewees en ek en hy het dikwels liedjies saam gesing as ons iewers heen gery het. Op so 4 of 5 jaar het ek begin om musiek op gehoor te speel en ek het baie gou besef dit sal maar altyd deel van my lewe wees en moontlik ook my loopbaan word eendag, want ek het 'n baie groot liefde daarvoor gehad. En so het dit ook gebeur. Een keer onthou ek was op laerskool gewees en dit was so rondom die Diasfees gewees wat daar in Mosselbaai gehou is. En Bartolomeo Dias was 'n groot treffer gewees in daardie tyd en dit was so sangklasperiode gewees daar in Kuruman en die personeel het 'n vergadering gehad na 'n pouse en ons sangjuffrou het toe nie dadelik opgedaag nie. En die klas vra toe vir my, maar gaan speel 'n bietjie vir ons Bartolomeo Dias want ons wil dit graag sing. En so gaan sit ek toe agter die klavier en ek weet nie wat in die kinders ingevaar het nie, maar hulle sing toe omtrent dat die dak lig. So dat hulle tot in die personeelkamer gehoor het. En later sou ek hoor die hoof het net droogweg opgemerk. Wel, dit klink asof daardie klas goed aangaan op hulle eie. En dit was nog altyd vir my lekker geweest om saam met ander mense musiek te maak. En daarom is hierdie reeks ook vir my so lekker. En dis mense saam met wie ek vir jare saam gewerk het. Mense word regtig vriende deur musiek. En daarom is dit vir my baie spesiaal om hierdie reeks te kan doen met al hierdie musiekvriende.
Goeienaand en welkom by die laaste aflewering van die eerste reeks van Anton en Vrinne. Vanaand is ons so 'n bietjie in Laarad. Ek het 3 talentvolle alte saam met my vanaand. En die eerste persoon wat ek aan julle wil voorstel is Maggie Anderson. Nou kan ek vir julle sê uit persoonlike ondervinding. As jy saam met Maggie is, het jy geen oomblik van verveling nie. Hierdie vrou is 'n regte go-getter. Sy was al die wêreld vol, sy het al revues afgerig. Sy's 'n kosmaker, sy speel gitaar, sy speel tromme, sy sing, doen enige iets. En Maggie, sê 'n bietjie vir ons. Jy's so 'n borrelende persoon. You are such a vibrant person. It's so nice to have you here tonight. Thank you so much. And you already brought for us jalapeno balls. So Jalapeno balls, so yes. ons is A hot, 3 ons cheese is cream hot, cheese hot. jalapeno ball. Yeah, Yes, because yes. you are hot stuff, you see. Ah, that's good. So what is it that makes you so excited about life? Oh, no, Anton. It is life. Life itself, just getting up in the morning, taking a breath of fresh air. You know, we don't know how long we have. So if I'm going to go now or tomorrow, I want to have a smile on my face and just be happy. It's really just life. It's the drug of life. Isn't that a wonderful Yeah. attitude to have, I must say. Yeah. And just to show you that this girl, when she goes for something, she really goes for it. And she's got this wonderful attitude. And I've got a picture here. You might recognize the picture. Oh my gosh, Anton, yes! I remember that. Yeah. This is when you were a little girl. Look at my hair. Oh my gosh, okay. You were this little girl in the Bloemfontein Children's Choir and you met Nelson Mandela. I did. And just look at that. Kyk na daai houdingkie. Ag mense, is dit nie cute nie. I mean, this girl she's just that attitude. She just said it all. And like I've said, you've done many reviews at your past school at Brebner Primary. And I was privileged to be involved with many of Oh, it was those. In the wonderful. San Duplessis Theatre. That was so Absolutely. wonderful. Yeah. What is it that you enjoyed most about the reviews and working with the kids? Oh, the kids. We based the whole review, as you would know because you were there. The kids ran the show. They were the actors. They played in the pit with us in the band. They did mass dancing and singing. Everything from the beginning, the organizing, even designing clothes. We asked their opinions, what they want to do. We involved every single child in the school. I remember once there was a main actor and he had to do a Grease scene. And this child stuttered. But you won't believe it, Anton. Well, you saw it then, but the I remember viewers the Grease won't. number, yeah. Yes, he never stuttered, ever. So it just shows you what influence It can music begin, has. yeah, and if you tell children you believe in them and what they can do. Absolutely, that's I've the seen most that in the children's important. choir as well, yeah. Yeah, Exactly, wonderful. yes. You went through a lot of challenges in your lifetime. Just tell us a little bit about that and how you got through it. We're going low now. Low, deep. Yes, I was diagnosed with a brain malformation. That was in grade 11. Then I had to have a brain operation where they just, burnt off parts of the bottom brain. And yeah. Where they just burnt off parts of the No, it's just a bottom part of brain, it. I yeah. mean, see, that's Big. what's wrong. Yeah, so, no, it was a very challenging time. And then they put in a shunt to drain the fluid. And a few times in a few years after that, it had to be replaced or it had to be unblocked. And yeah, but it was fine. I was always playing hockey. And when this happened, they told me, look, you can't play hockey anymore. And I was like, it's okay. I'll cheer them on. So it was hard sore, but it was okay. I knew that I needed to do that. So yeah, I furthermore went into my music, and yeah, I thrived with that. I loved it. Yeah, so the music in a big way got you through all Yeah, the no, difficulties of that it. and my mom, absolutely, absolutely. She didn't leave my side, not for a second. So Ah, thanks. yeah, Mom. thanks, Mom. Well, we are glad that you are here with us tonight. Maggie gee ook skool by Hoërskool Unisie, wat ek het in 'n vorige episode genoem dat ek baie Hy's ook daar. opvoedings daarby betrokke was. En ons het baie pantomimes gedoen ook, weet ek. En dan het ons altyd bekende musiek gebruik in die pantomimes wat ons gesing het. En een van die liedere wat gereeld kop uitgesteek het was Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. En ek dink dis hoofsaaklik omdat dit 'n persoonlike gunsteling van die regisseur was. So Neil van die Kerk en al die Hoërskool Unisie meisies, ek hoop julle hou vanaand vir ons dop. Soos ek reeds genoem het, Maggie is 'n krangige tromspeler. Hierso is sy met Walking on Sunshine.
go for the mailbox, gotta hold myself down. 'Cause I just can't wait till you write me you're coming around. Ooh yeah, I'm walking on sunshine. Oh, I'm walking on sunshine. Oh, I'm walking on sunshine. Oh, and it's time to feel good. Hey, all right now, yeah, it's time to feel good. I used to think maybe you loved me, now know that it's true. And I don't want to spend my whole life just waiting for you. Now I don't want you back for the weekend, not back for a day. No, no, no. I said, baby, I just want you back, and I want you to stay. Ooh, yeah, I'm walking on sunshine. Oh, I'm walking on sunshine. Oh, I'm walking on sunshine. Oh, it's time to feel good. Hey, all right now, yes, it's time to feel good. Hey, all right now, I feel the love, I feel the love, I feel the love that's really real. I feel the love, I feel the love, I feel the love that's really real. I'm on sunshine, baby. Oh, oh yeah, I'm on sunshine, baby. Yeah, I'm walking on sunshine. Oh, I'm walking on sunshine. Oh, I'm walking on sunshine. Oh, and it's time to feel good. Hey, all right now, yes, it's time to feel good. Yes, it's time to feel good. Pret. My volgende gas is Jana Stols. Nou as daar van julle is wat wonder of sy familie is van De Pre Stols wat in ons eerste episode opgetree het, dan sal julle reg wees. Sy is sy vrou en sy is ook die ma van 2 dogters. Jana, baie welkom hier so vanaand. Baie lekker om jou hier te hê. Baie dankie Anton, dit is vir my heerlik om saam met jou te kuier vanaand. Ek moet vir julle sê 'n meer vriendelike, saggeaarde persoon gaan jy nie sommer kry nie. En Jana, sê 'n bietjie vir ons, waar kom jou liefde vir musiek vandaan? Anton, ek het nou nie 'n dag of 'n datum nie. Ek was nog net altyd lief vir musiek. Ek dink dit het begin as ek die vroegste herinnering is wat ek op die mat geleë het, moet die platespeler in die sitkamer aan, moet Mynie Groewe se musiek, Kerike Kesenkamp, Rina Higu, al daai musiek. Ja, so ek het net van kleins af gesing, dan het ek in Sub A daai tyd 'n maatjie gehad, Anien Liebenberg, en ons het so altyd agter op die bakkie gestaan en sing as ons naweke vir mekaar gaan kuier het. En sy was altyd Lerina Higu en ek was altyd Kerike. So, jong, ons het gesê, ons gaan ook eendag saam sing. En sy is op hierdie stadium in Londen, maar toe die liewe Vader het goed gedink om vir my 'n man te gee wat daarom ook kan sing. So, ja, so jy sing nog al die pad al lekker die saam. pad, ja, nog net altyd lief vir musiek. Lekker man. Ander ding wat ek vir jou wil vra is, jy het op 'n stadium met jy sangskool gehad en jy het altyd hierdie groot produksies en goed gedoen. Jy is nog steeds op 'n manier betrokke by skole en goed. Vertel vir so 'n bietjie iets daarvan. Ja, kyk, jy het soveel van daai produksies saam gedoen. 15 jaar lank die sangskool gehad. Ek het nou nog 'n Facebook-blad, dan sê De Pre, Jana, maak hom nou toe. Dan sê ek, nee, ons gaan weer konserte hou. Ek wag net dat die meisiekinders bietjie groter is. So op hierdie stadium is ek by Chokkies. Ek is besig met hulle grondslagfase koor, is nou my 6de jaar daar. En dan is ek met kleuterskooltjies doenig, amper soos kindermusiek, maar basies my eie program wat ek doen. Okay. Ander dingetjie wat ek by jou wil hoor is, COVID-19 het natuurlik baie uitdagings gebring vir julle, ook nou met al die buitemuurse aktiwiteite wat nou gestaak is, soos die kore en die goed. Ja. Maar julle wou ook 'n bietjie 'n nuwe inrigting inslaan, jy en De Pre, en toe kom lockdown. Toe kom lockdown. So wat het, vertel vir ons 'n bietjie, wat van al die uitdagings en hoe julle dit hanteer het? Verlede jaar Maart het ek en De Pre besluit, maar ons wil graag 'n gastehuis hê met 'n venue.
En ons het 'n hele jaar gewerk aan hierdie venue. Die Woensdag aand, net voor die Donderdag se lockdown, het ons die laaste linne so op kamer 3 uitgesprei. Ek het nog 'n foto wat ons met champagne so staan, maar ons is so moeg, ons lyk op. En uitgesien na hierdie nuwe storie wat vir ons wag, en Donderdag toe sit lockdown. So dit was vir ons 'n moeilike tyd. Pre het al sy konserte verloor, jy weet self. Ek kon nie meer na die kleuterskooltjies toe gaan nie. En ons het die gastehuis, ons is gereed vir troues en funksies en ons kon niemand hê nie. En toe, ek kon net nie sit en niks doen nie, want ek sou my kop dalk bietjie verloor het. So toe ek begin kos maak en verkoop. Jy het my sop gekoop, jy het my fudge gekoop. Baie lekker sop. En die beste van alles is, ek het vir Depree altyd gesê, ons gaan nie venue hê, maar daar's nie 'n manier dat ek gaan kos maak nie. En wat doen ek nou? Nou maak ons kos. Maak ons kos. Maar Noodleer bid, soos hulle sê. ja, as ek nou dink, 'n woord wat vir my uitstaan is hoop in hierdie tyd. Dag vir dag. En die Here sorg vir jou dag vir dag. Soos hy vir die voeltjies daar buite in die yskoue ryp in die Vrystaat sorg, weet ek, sorg hy vir ons. En die mense van Bloemfontein, dit klink nou erg, maar ek het nooit geweet die mense is so lief vir my nie. Ja, né? Hoe goed die mense vir ons was, en nog steeds is, want almal het besef, ons het nie nou werk nie. En as ek vetkoek bak, dan sal ek byvoorbeeld by iemand dit gaan aflaai, dan weet ek moet nou R200 kry. As ek kyk hoe ver ek oopmaak, dan sal R500 in. Ongelooflik, né? Ek kan getuig van mense se goedheid, mense wat ek nie eers ken nie, wat my bel, en dan raak ons aan die gesels, en ons gesels oor COVID, en die volgende oomblik bid ons vir mekaar. Mense wat vir my gebid het, vir my en Depree van uit die Kaap uit, wat ons nie eers geken het nie. En nou begin die dinge draai. Ek verjaar September, die 4de September, Vrydag die 4de September, ek word 40. Ek wou so My vleis nuwe is. CD kom uit, my man help my met my nuwe CD, en ek weet, as die lente kom, gaan alles verander. Ons moet net glo, Ja. want die Here stap saam met ons. Baie waar. Ek het dit self agtergekom nou in hierdie tyd. Ja. Hoe daar maar net altyd voorsien word. Vir 'n Daar mens. Jy word moet net voorsien. Glo en vertrou. Ja. Dis eintlik waarop dit neerkom. Net nie te ver vooruit dink nie, Ja, dag vir dag, en Ja. sien die mooi in die lewe. baie waar. Mooi gesê. Yes. Ek is baie bly jy kan hier saam met ons wees vanaand. Nou wonder ek hoe ek hierdie gaan aankondig. Jana sing mooi. Jana gaan mooi sing. Jana wil mooi sing. Ek lyk mooi. Jana gaan mooi van Elvis Blue vir ons sing. Jy lyk ook baie mooi, ja. Baie dankie. Daar sy. So dankie Jana. Jana met Elvis Blue se mooi. Raak jy aan die slaap? Hoe begin jou dag? Open jy jou oë met 'n traan of met 'n lag? Kyk jy om jou rond? Sien jy dan die son? Of soek jy agter alles na die skadu op die grond? Leef jy vir geluk? Of sterf jy van verdriet? Is daar vir jou 'n keuse? Of het jy geen keuse nie? Dit maak nie werklik saak of dit waarheid is of nie. Dis hoe jy dit sien. Hoe mooi kan jou lewe lyk? Dis maar hoe jy kyk, dis maar wat jy droom. Hoe mooi is jou werklikheid? Jy is net so ryk as wat jy voel. Weet jy wat jy het? Is die sirkel rond?
sien jy wat daar staan of bly jou oë op die grond? Kry jy wat jy wil of meer as wat jy vra? Is jy tevrede met die minste of is die meeste nie genoeg? Raak jy verwonder deur die sneeu, deur die druis van die wind? Geniet jy nog die voels en die glimlag van 'n kind? Bewerk jy jou geluk van binne in jouself? Is die einde en begin? Mooi kan jou lewe lyk, dis maar hoe jy kyk, dis maar wat jy droom. Mooi is jou werklikheid, jy is net so ryk as wat jy voel. So ryk as wat jy voel. Mooi kan jou lewe lyk, dis maar hoe jy kyk, dis maar wat jy droom. Mooi is jou werklikheid, jy is net so ryk as wat jy voel. So ryk as wat jy voel. Dankie Jana, dis altyd so lekker om te sien hoe jy dit wat jy sing met jou gesig uitstraal. My volgende gas is Ella Kotse. En Ella, jy het eintlik geen bekendstelling nodig nie. Jy is al so bekend op die verhoog en jy het al soveel optredes agter jou naam. Nou wil ek vir jou vra, as mens nou al so baie optredes soos jy gedoen het, wat is daar wat jou deur al hierdie optredes bybly? Baie dankie Anton, dis 'n groot voorreg om deel te kan wees van hierdie wonderlike konsep. Ek voel regtig geëerd. En ja, eintlik as jy nou so praat van soveel baie jare opgetree, dan voel ek nou al so bietjie soos antiek. Maar ja, dit is nou seker maar waarheen ons beweeg, nee. Ja, Nee, maar jy is net baie gevorderd op baie die verhoog. gevorderd, ja, net dis baie eintlik gevorderd dalk op die 'n verhoog. mooier beskrywing daarvan, ja. Ag, daar's baie wat ek eintlik kan deel, maar wat veral vir my uitstaan en wat ek eintlik elke keer nog wanneer ek optree ervaar is dat ek as persoon groei met elke optrede, want elke optrede is anders. En vandat ek ouer word, dis tog interessant, jy weet, as 'n mens jonger is, dan is jy op daai verhoog vol selfvertroue. En jy dink jy doen alles perfek. En vandat ek ouer word, is asof ek 'n bietjie meer, kan ek amper sê, konsentreer op dit wat ek doen. Ja, en ook ek geniet meer wat ek doen. Maar om terug te kom na dit wat ek sê oor dat 'n mens groei met elke vertoning, want jou gehoor, elke gehoor voor wie jy optree is anders. En dit is baie interessant hoe elke gehoor jou ervaar. En hulle terugvoer baie keer, en 'n mens moet hoor wat mense vir jou sê. Ja, nee, dit is so. Dis inderdaad so, elke gehoor is anders. Absoluut. Dis ek ook nou al agtergekom. Nou sal jy sekerlik weet, en ek weet ook uit ervaring uit, baie keer gebeur daar iets op 'n verhoog wat nie so moes gebeur het nie. Partykeer weet net ons daarvan en nie die gehoor nie, maar partykeer kan mens nou nie help dat die gehoor ook nou agterkom, maar hier het nou iets nie volgens plan verloop nie. Wat het daar met jou gebeur op 'n verhoog wat nou Kyk, vir jou nogal sê amper so 'n bietjie in die aarde wou laat wegsing? ek het nou twee goedjies wat ek definitief wil deel, maar wat ek veral wil vanaand vertel, en eintlik moet ek dalk nie, want dan gaan mense nou baie meer oplet daarvoor, maar ek het nogal die vermoë om eie woorde te skep. As ek op punt kom wat ek nou regtig nie kan onthou wat die volgende woorde is nie, dan skep ek. En wanneer ek skep, dan beweeg my pinkie op.
So my kinders my kinders weet al as mamma se pinkie oplig dan skep ek woorde. Okay. Maar twee baie interessante goedjies wat ek graag wil deel is en ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. My oudste seun Philip was pas gebore en ons moes toe gaan optree in Hendrina. Nou, ek weet nie of julle weet waar is Hendrina nie. Dis 'n baie klein dorpie daar aan die kant Johannesburg. En ek was moeg want ek het nou hierdie kind slaap nie en ek moet gaan nou op hierdie verhoog gaan en ek moet my beste lyk en voor ons op die verhoog gaan. Toe val ek om. Toe pas ek uit. My bloedsuiker het geval en daar lê ek op die grond. En daar is nie 'n dokter nie. Daar's net 'n veearts. En toe ek bykom uit hierdie beswyming uit, toe hoor ek net hierdie man sê, gee net vir haar soet tee en koekies. Sy sal nou reg wees. Ek het die hele eerste helfte nie kon sing nie. Ek het daar gelê en ek het so sleg gevoel en ek het regtig sleg gevoel omdat ek die mense teleurgestel het want almal het gekom om hierdie konsert te kom kyk, maar ja wel, ek kon daarom die tweede helfte sing. Ja, wel daar is nou maar seker goed wat Dit buite gebeur. mense beheer is, dit gebeur. En die ander ding wat ek wil vertel is, ons het opgetree langs die rivier, dit was 'n geloftefees, het was daar naby Klerksdorp op 'n gelofte plaas of 'n plek, so iets of wat ook al. En buitekant en daar was skerp ligte en vreeslik baie muggies. En toe ek my asem so intrek, toe vlieg muggie in my keelgat in. Sjoe, en wat En toe kom maar niks uit nie. Woes. Ek verstik, my oor raak net so groot. Ek storm daar van die verhoog af. Dit was nogal rarig 'n verleentheid. Want wat doen jy? Ja, En as jy so aan die hoes raak, jy sal weet, dan jy hoes jou stem soos in weg. absoluut, ja. So ek moes eers weer mooi bietjie neerie om net eers weer in die ding in te kom. Die ergste vir my was is toe die mense agter die verhoog instorm om my te kom help. En hier staan ek, so, ek kry nie asem Jy kan nie en vir sê almal wat wil verkeerd help. nie. Wat sê ons wat fout? Ja, dit was nogal iets Ja, om te wat so onthou. gebeur het, maar met almal. Laaste vraagie wat ek jou wil vra is, wie is jou musiekhelde? Sjoe, Anton, dit is nogal 'n ek het 'n paar, maar as ek nou dink aan plaaslik, jy weet my sangloopbaan het eintlik begin toe ek nog op skool was, saam met Sias Reyneke. So plaaslik is Sias Reyneke definitief vir my. Ek het aan sy lippe gehang en ek het regtig die voorreg gehad om die land te kon plattoer saam met Sias tot en met sy dood. So ja, vandag nog as ek luister na Sias se musiek, hy was 'n legende. Absoluut. Enigste in sy soort. Ja. Vandag ek is 'n baie groot aanhanger van Shirley Bassey. Ek het altyd nog gesê voor ek 50 is wil ek Shirley Bassey Huldeblyk vertoning doen. En ek het baie vir jou daaroor aangepor, sal jy onthou. Ek kan onthou. Ek kan onthou, maar nou sal ek maar moet dalk mik vir 70. Ja, Shirley Bassey is ek bewonder haar want sy doen wondere met haar stem en dit is is wonderlik lekker om na haar te kan luister en net eintlik te kan ontspan wanneer jy na haar luister want sy sing net so perfek. En dan is ek natuurlik ook 'n baie groot aanhanger van Barbara Streisand. Baie mense is wel amper vra wie is nie, né? Ja, absoluut. Nou ja, dis so lekker om jou hier te hê en wanneer Ellen nou gaan sing, hou dan nou haar pinkie dop. Sy gaan vir ons 'n baie sy gaan vir ons 'n baie mooi nommer sing uit Andrew Lloyd Webber se musiekblyspel Evita. En dit is 'n nommer wat spesiaal vir die 1996 fliekweergawe geskryf is. En die naam daarvan is You Must Love Me. Where do we go from here? The season where we intended to be. We had it all, he believed in me, I believed in you. Certainties disappear. What do we do for dreams to survive? How do we keep
all our passions alive like we used to do. Deep in my heart I'm concealing things that I'm longing to say, scared to confess what I'm feeling, frightened you slip away. You must love me. Why are you at my side? How could I be any use to you now? Give me a chance and I'll let you see how nothing has changed. Deep in my heart I'm concealing things that I'm longing to say, scared to confess what I'm feeling, frightened you slip away. You must love me. You must love me. You must love me. Treffend soos altyd. Baie dankie Ella. Onthou as julle van hierdie mense wil bespreek vir optredes, hulle besonderhede verskyn hier onder aan die video. Ons item waarmee ons gaan afsluit kom uit die laat 80er jare. Maar voordat ons dit doen, kyk jy na ons gaskunstenaars vir volgende week. Daar sê, soos julle kan sien, het ons geen gaskunstenaars vir volgende week nie, want hierdie was inderdaad die laaste episode gewees. Daar is wel nog 4 episodes in die pipeline vir 'n moontlike tweede reeks. So ek herhaal wat ek in die eerste episode gesê het. As daar enige iemand is wat ons wil bystaan met 'n borgskap om hierdie tweede reeks te kan verwesenlik, kontak ons gerus. Intussen soos baie dankie aan die Kunste Trust wat hierdie hele eerste reeks vir ons moontlik gemaak het en vir ons geborg het. Baie dankie ook aan die Oude Kraal waar ons hierdie opnames kon doen. Kom besoek gerus hierdie baie besondere plek en ervaar eg Vrystaatse gasvryheid en kos uit die boonste rakke. Dan wil ek ook weer baie dankie sê aan Charlene Nel van Pashlab, wat gehelp het dat ons dames op hulle beste lyk. Al die mans wat hierna kyk, bederf gerus jou vrou met 'n sessie by hierdie mense. Dan kan jy dalk weer in haar goeie boekies kom. Ons mans moet mos maar elke nou en dan in ons vrouens se goeie boekies kom. Dan wil ek vanaand ook baie dankie sê aan my tegniese span. Hierdie ouens kan vir jou multitask, hoor. John Smith, wat vir ons tromme speel, doen ook vir ons die postproduksie op die klank. Depree Stols, wat in ons eerste episode gesing het, is ook die man agter die kameras, wat ook die hele finale produk aan mekaar sit. Roelof Botha is ons klankman hier op die vloer en sommer ook ons binnenshuise versierder. Celeste Venter, wat ons grafiese afdeling behartig en ons bemarking doen, is ook 'n musikant in eie reg. Soos ek sê, hierdie mense kan multitask. Ek speel maar net klavier. My vrou wat die vertalings gedoen het vir die onderskrifte en vir baie morele ondersteuning, dankie my skat. En saam met hierdie mense is daar nog talle ander mense wat op een of ander manier gehelp het om alles te laat werk en glad te laat verloop. Weet dat ek dit baie waardeer. En dan laaste maar nie die minste nie, wil ons baie dankie sê aan julle, die kykers, wat die afgelope paar sonnaande ingeskakel het, sodat ons talente wat ons van bo ontvang het, met julle kan deel. Ons hoop ons kan gou weer so maak. Tot ons mekaar weer sien, alles wat mooi is. Hier is Orinoco Flow. Let me sail, let me Orinoco flow. Let me reach, let me beach on the shores of Tripoli. Let me sail, let me crush upon your shore. Let me reach, let me beach far beyond the yellow sea. Da, da, da.
Fiji to Tyre, in the eyes of Ebony, from Peru to Cebu, hear the power of Babylon, from Bali to Cali, or beneath the coral sea. Da-da-da. 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 Turn it up, turn it up, turn it up, a dance. Ooh, turn it up, turn it up, turn it up, a dance. Ooh, turn it up, turn it up, turn it up, a dance. Sail away, sail away, sail away. Sail away, sail away, sail away. Sail away, sail away, sail away. Sail away, sail away, sailing north to the south, Ebony unto Batu. From the deep sea of clouds to the island of the moon. Carry me on the waves to the lands I've never been. Carry me on the waves to the lands I've never seen. We can sail with the Orinoco flow. We can sail,